Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 15de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, strenge reëls ingestel om SA burgerskap te kan verkry. Nuushooftrekke vir vandag, verskeie mense sterf op paaie in die vakansietyd. Strenge reëls ingestel om burgerskap in SA te kry deur minister. Nog 'n massaskietery in VSA. Renosterstroper kry 16 jaar tronkstraf. Stormers wen La Rochelle in harde wedstryd in die Kaap. Protea dames wen die Afrika beker in netbal in Malawi. Strenge reëls is voorgestel om burgerskap in Suid-Afrika te bekom vir immigrante en vir vlugtelinge. Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, het Vrydag hersiene konsep wetskrif in die Staatskoerant gepubliseer en openbare kommentaar word daaroor uitgevra. Dit sal voorkom dat aansoekers Suid-Afrika kies as hulle voorkeurbestemming vir asiel terwyl hulle op die pad hierheen deur ander veilige lande gereis het. Om die risiko van deportasie te verminder, sal die minister van Binnelandse Sake op 'n jaargrondslag veilige derde lande aanwys, wat die 1951 konvensie bekragtig het oor die status van vlugtelinge en indien nodig die aanwysing terugtrek. Dit sal die regering verplig om bilaterale ooreenkomste met veilige derde lande aan te gaan, sodat die las van immigrasie na Afrika suid van die Sahara billiker verdeel kan word. Die hersiene wetskrif stel meriete gebaseerde kriteria vir burgerskap en neutralisasie voor, asook 'n jaarlikse vensterperiode vir die indien van aansoeke om agterstande te voorkom. Dit sluit in burgerlike adviespaneel wat aansoeke objektief oorweeg en 'n puntestelsel in. Dit is 'n nuwe meriete begeesterde benadering tot die toekenning van burgerskap in teenstelling met kwalifisering uitsluit gegrond op die getal jare wat 'n buitelander in die land woon. Daar word ook veranderinge aan Suid-Afrika se migrasiestelsel en die toekenning van visums voorgestel. Dit sluit in die bekendstelling van nuwe visumkategorieë vir afstandswerk, nuwe ondernemings, geskoolde werkers, sport en kultuur en die vervanging van koöperatiewe visums met sektorale werkvisums vir spesifieke nywerhede. Volgens die departement is siviele registrasiehervormings geanker in die transformasie van Suid-Afrika se nasionale bevolkingsregister en 'n digitale bevolkingsregister as die fondament vir 'n intelligente bevolkingsregister. Die konsultasietydperk op die wetskrif het op 12 Desember begin en duur tot 31 Januarie 2026, waar tydens individue, organisasies en belangstellende partye genooi word om skriftelike kommentaar in te dien en deel te neem aan provinsiale en nasionale openbare konsultasiesessies. Nalatigheid en roekelose bestuur is van die redes vir 'n bloedige Desember so ver op paaie in en om Kaapstad en in die provinsie. Minstens 37 mense is tot dusver dood in 28 ongelukke in die Weskaap van 1 tot 11 Desember. In 'n noodlottige ongeluk Saterdag om 2200 uur in Monte Vista Boulevard het 'n Toyota Avanza met 4 insittends reg van voor teen 'n bakkie gebots. Al 4 mense in die Avanza is uit die voertuig geslinger en 3 is op die toneel dood verklaar. Nog 'n persoon is gister omstreeks 10:30 dood in 'n botsing reg van voor in Tygervallei. By die nooddienste se aankoms was die persoon vasgekeer in 'n voertuig en is op die toneel dood verklaar. 'n Bewaringsgroep het president Donald Trump en verskeie federale agentskappe gedagvaar om die bou van 'n balsaal van $300 miljoen op die terrein van die Withuis se gesloopte oosvleuel te keer. Reuters berig die Amerikaanse distriksregter Richard Leon sal môre verhoor hou om die National Trust for Historic Preservation se aansoek te oorweeg om 'n tydelike bevel wat die bouwerk te keer. Die organisasie sonder winsbejag het die regsgeding Vrydag in die federale hof in Washington aanhangig gemaak en gesê die projek van 8360 vierkante meter vorder sonder wetlik vereiste hersienings of goedkeurings. Geen president word wettiglik toegelaat om gedeeltes van die Withuis af te breek sonder hoegenaamd enige hersiening nie. Davis Ingle, woordvoerder van die Withuis, het in 'n verklaring gesê, president Donald Trump het die volle wettige gesag om die Withuis te moderniseer, op te knap en te verfraai, net soos al sy voorgangers ook reeds gedoen het. Lydens die regsgeding het Trump nooit openbare insette ingewin nie en wette geïgnoreer. 'n Grootskaalse soektog is begin nadat 2 studente dood en 9 beseer is in 'n massaskietery by die Brown Universiteit in Providence, Rhode Island, berig die koerante. 'n Gewapende man het Saterdag omstreeks 1600 uur plaaslike tyd losgebrand in 'n klaskamer waar eksamens geskryf is en in die Barras en Holly gebou, die tuiste van 'n skool vir ingenieurswese en die fisieke afdeling, so berig Al Jazeera. Meer as 400 wetstoepassingsbeamptes neem aan die soektog deel.
Studente op die kampus moes tydens die aanval skuil totdat die polisie hulle uit die gebied kon begelei het. Amptenare het 'n video uitgereik van die verdagte, 'n man wat moontlik in sy 30's is en in swart geklee was. Inligting dui daarop, hy het dalk 'n masker gedra. Die motief vir die aanval is nog onduidelik en amptenare weet nie of die man bande met die universiteit gehad het nie. Daar is werklik geen woorde wat die diepe hartseer kan uitdruk wat ons gevoel vir die slagoffers van die skietery gekry het nie. Meer as 48 uur nadat Kanaan van Aard, 64 jaar oud, 'n oud onderwyseres van Bloemfontein, se vermeerderde moordenaars in hegtenis geneem is, sal hulle vandag in die Landdroshof in Bishop Lawas verskyn op aanklagtes van moord en roof met versware omstandighede. Die polisie het aanvanklik gesê die eerste man sou donderdag in die hof verskyn het. Daar was egter geen teken van hom in die hof nie en hofpersoneel was ook nie bewus van die verskyning nie. Ook Vrydag was daar onsekerheid in die Landdroshof oor wanneer die man sou verskyn het. En daar is gesê dat hulle heel moontlik maandag sou verskyn. Die polisie kon by navraag nie bevestig wanneer hulle in die hof sou verskyn het nie. JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die metro, het by navraag gesê die hele operasie het 'n geïntegreerde benadering tot die metro en die polisie gehad. Hy het ook gesê dis belangrik om te weet dat hierdie soort samewerking tussen die verskillende regeringssfere werk en die Kaapstadse Metroraad sy dienste aangebied het om die polisie te help. Van Aard was op 5 Desember saam met haar man Herman van die Kaapstadse lughawe na Vredenburg op pad toe sy in die gehuurde motor op die hoek van James Gerwel Rylaan en die Jakkalsvleilaan by Langa en Bonteheuwel in die passasiersplek doodgesteek is deur 'n man wat die voorruit gebreek het om haar te beroof. Minstens 11 mense is dood in wat die Australiese owerhede as 'n getekende antisemitiese aanval beskryf het nadat aanvallers gister losgebrand het tydens 'n Joodse vakansieviering op Bondi Strand in Sydney. Een van die skieters is ook dood, 'n tweede is in 'n kritieke toestand en die polisie ondersoek nog of 'n derde skieter betrokke was. Die owerhede sê baie meer mense sou gesterf het as dit nie was vir 'n omstander wat afgeneem is terwyl hy van agter na 'n skieter gestorm het, met hom geworstel het en hy geweer uit sy hande gegryp het nie. Die man is deur die plaaslike media geïdentifiseer as Ahmed Al-Ahmed, wat 43 jaar oud was, 'n eienaar van 'n vrugtewinkel. Anthony Albanese, premier, het in 'n verklaring van die land sy nasionale veiligheidsraad belê en die aanval veroordeling gesê die boosheid wat onketen is, gaan die verstand te bowe. Dit is 'n getekende aanval op Joodse Australiërs wat die eerste dag van Chanukah, wat 'n dag van vreugde, 'n viering van geloof, behoort te gewees het hy gesê. In hierdie donker oomblik vir ons nasie werk ons polisie en veiligheidsagentskappe hard om enige iemand wat geassosieer is met hierdie daad te kan identifiseer. 'n Man wat in 2020 saam met 2 ander renosters gestroop het, is in die streekhof in Skukuza 16 jaar tronkstraf opgelê nadat hy verskeie aanklagte skuldig bevind is. Betuel Baloyi, wat 28 jaar oud is aangekla vir die dood van 2 renosters en die onregmatige betreding van 'n perseel, die besit van 'n vuurwapen, die besit van 'n vuurwapen met 'n reeksnommer wat vernietig is, die besit van 'n vuurwapen om 'n misdaad te pleeg, die besit van skerpend ammunisie en die sameswering om 'n misdryf te pleeg en die besit van 'n gevaarlike wapen. Wildbewaarder wat die Pretoria-Skop gedeelte van die Kreerwildtuin gepatrolleer het op die betrokke dag 3 verdagtes gewaar met gewere en ander tipe wapens. Toe die bewaarders hulle wou arresteer, het Andries sy vuurwapen op die bewaarders gerig. Die bewaarders het geskiet en Andries is noodlottig gewond. Masiliane en Baloyi is in hegtenis geneem waarna 'n vuurwapen met 'n vernietigde reeksnommer en skerpend ammunisie gevind is. 'n Petroljoggie sal na verwagting binnekort in die Landdroshof op Belfort verskyn nadat hy glo brandstofkaarte van niks vermoedende kliënte gekloon het wat tot verliese van meer as R460.000 gelei het. Daar word beweer dat die bedrywighede plaasgevind het toe motoriste petrolkaarte vir transaksies gebruik het. Valke Middelburg is van die misdadige bedrywighede in kennis gestel waaraan die inligting opgevolg is. Die Valk het Vrydag by die vulstasie toegeslaan. Die geïdentifiseerde petroljoggie is deursoek en 'n kaartloonstelsel is in sy besit gevind. Die man is in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in die Landdroshof op Belfort moet verskyn. Die hoof van die Valk in Mpumalanga het die gesamentlike poging deur die span finansiële instellingsondersoekers, die vulstasie en die Valke geloof. Ons ondersoek is nog in die beginstadium en ons glo dat soos die ondersoek voortduur, meer inligting ontdek sal word en daar is moontlikhede dat meer mense met die onwettige bedrywighede verbind kan word. Isabel Fik, hoof van Eskom se kantoor vir stelselbeheer, het bedank. Die elektriese ingenieur se ervaring in die kragstelsels strek oor meer as 30 jaar. Sy is sedert 2020 lid van die Eskom se transmissieraad, sowel as die Vereniging van Groot Kragnetwerkoperateurs se bestuursraad. Moneyweb het Dinsdag berig, Fik sal Eskom op 31 Januarie verlaat en na die proses om 'n plaasvervanger vir haar te vind dadelik sal moet begin.
Fik was die afgelope 5 jaar in beheer van Eskom se kantoor vir stelselbeheere. Sy is in 2020 na huidige pos aangestel en het te staan gekom vir Eskom se ergste beerkragkrisisse. Sy het na berig word 'n kritieke rol gespeel in die regulering van beerdkrag en was onder meer verantwoordelik vir die besluit op watter fase beerdkrag toegepas moes word. Die Stormers het Saterdag in Canberra seker gemaak van hulle swakste rugby tot nou toe nog hierdie seisoen gespeel het, maar was steeds goed genoeg om La Rochelle met 42-21 in hulle kampioenebeker wedstryd te wen. La Rochelle het met 'n bloedjong span in die baai opgedag en het moontlike rol in die Stormers se gechommel gespeel. Hulle het wel die wedstrydpyk begin met 3-1 Maart en Leon Zas wat met 'n voorsprong van 10-0 gesorg het. La Rochelle het die inisiatief geneem en was terug in die prentjie toe Quentin Lestapok van 'n dryfmaalbeweging afgerond het. André Geventer se 3 vroeg in die tweede helfte het aan die Stormers se buffer gegee, maar helaas het die momentum daarna weer in die besoekers se guns geswaai. Eers het die Stormers die afskop, maar Venter se 3 aangeslaan en toe het Neetling Forsie 'n geel kaart weens 'n gevaarlike duikslag gekry. Die jong Fransmanne wou egter nie gaan lê nie en Nathan Bogingier het gaan druk nadat die Stormers nie 'n skop kon bemeester het nie. Die nasionale netbalspan het gister in die eindstryd van die Afrika beker toernooi in Lilongwe, Malawi gemaklik met 56-34 met Uganda klaar gespeel. Hulle het die afgelope week onderweg na die titel met Tanzanië, Malawi, Botswana en Zimbabwe afgereken. Elmarie van der Berg, die doel en Owethu Ngubane, die hulpdoel, was die eerste keuses as doelskieters. Kamogelo Maseko was die aanvallende vleuel en het 'n goeie balbesit besorg. Sy het die beseerde Kanyisa Chawane vervang en weer haar veelsidigheid aan die span bewys. Nicolas Smith was die hoofdoelverdediger in tandem met Jamie van Wyk op hulpdoelverdediger. Van der Berg het 'n goeie wedstryd beleef. Rolien Stroitker het haar in die laaste kwart vervang. Die kwarttellings was 16-7, 27-16 en 44-26. Die Proteas het in Januarie ook met Malawi afgereken. Hulle toe die Nasiebekerreeks 'n naalskrapsege van 58-55 behaal. Suid-Afrika se manspan het sy titel behou met 'n oorwinning van 40-29 oor Zimbabwe in gister se eindstryd. Brendan McCallum verwag nie enige groot veranderinge in Engeland se benadering tot die derde toets in die reeks om die as nie. Die afrigter hoop slegs dat sy spelers hulle take beter sal uitvoer om wat hy glo beter toestand in Adelaide sal wees. Nog 'n nederlaag in Adelaide, waar die derde toets Woensdag sal begin, beteken dat Engeland se hoop om die reeks te wen verydel is. Australië op sy beurt dreig al reeds om met 5-0 skoonskip te maak. Die Engelse kolwers het tot dusver gesukkel om lopies in Australië te versamel, maar Callum sê egter is onwaarskynlik dat daar te veel aan die span getorring sal word. Maar om die reeks te wen, moet jy nie nou wegbeweeg van dit waarmee ons in die verlede al soveel suksesse mee behaal het nie. McCallum wat in Mei 2022 as die afrigter oorgeneem het, sê die laaste ding waaroor hy bekommer is oor sy eie pos. Jy doen die werk tot die beste van jou vermoë, jy pak dinge met oorgawe aan, wat ook al gebeur, sal gebeur, het hy gesê. Jaden Shaper het gister die Alfred Daniel kampioenskap gewen, nadat hy een van die beste houe van sy jong loopbaan gespeel het. Dit is die 5de keer agtereenvolgens dat die titel deur 'n Suid-Afrikaner beklink is. Die Spanjaard Pablo Larrazabal is die laaste internasionale speler wat die toernooi in 2019 kon gewen het. Geen toernooi was in 2020 weens die COVID-19 pandemie moontlik nie. Norris wat die laaste dag 7 hou agter die voorloper begin het, sy ronde van 62, 8 houe beter as die baansyfer, was die laagste ronde van die dag in nat en uitdagende speeltoestande. Nadat Norris die setperk van die 18de pykie in die 2 houe bereik het, om die uitspeelpykie was die druk vierkantig op Shaper, sy skouers nadat sy bofhou in 'n sandkuil langs die skoonveld beland het. Dit was toe dat sy skoonveldhou sy bas uit die sandkuil gered het. Suid-Afrika is met die laaste bal van sy kolfbeurt vir 'n treleurstellende 117 lopies uitgeknikker nadat hy vroeg in die tnypaas na hy ingestuur is om te kolf. India het met 120-3 in die 15.5 beurte geantwoord om met 2-1 die voortou in die reeks van 5 wedstryde te neem. Dit het in 'n stadium gelyk op Suid-Afrika nie by die 74 lopies van die eerste wedstryd gaan uitkom nie. Aiden Makram, wat 61 aangeteken het van 46 balle wat insluit, 6-4 en 2-6, sy 50-tal, die midde van paaltjies wat bly tuimel het die Proteas daarom verby die 100 lopie merk gekry. Ashit Rana, 2 vir 34, het in sy eerste balbeurt ook vir Quentin de Kock op 1 voor die penne betrap, waarna Dewald Bebers op 2 in sy tweede beurt 'n bal op sy paaltjies gespeel het. Na 11 lopies in die 6de balbeurt was dit 25-3 vir Suid-Afrika. JP Pietersen kon kwaliek sy glimlag wegsteek nadat die Haie vir Saracens met 28-23 gewen het in die tweede ronde van die Europese kampioenebeker op Kings Park in Durban. Pietersen het die afgelope week by Plumtree oorgeneem
nadat die Haie se voorafgaande 7 kragmetings net 'n enkele oorwinning opgelewer het. Dit was 'n bedrywige week vir die spelers, met heelwat wat aan die gang was en afrigters wat verander het. Die Haie moes verbeter vasklou in die laaste minuut om Saracens van hulle doel aan weg te hou en die wedstryd so te kan beklink. Andre Esterhuizen in sy 100ste wedstryd in internasionale kompetisies vir hierdie span het met onderskeid die span aangevoer. Wat dames cricket aanbetref, het die Protea dames Saterdag die gasheer op Buffalo Park in Oos-London vir die Ierse dames gespeel. As gevolg van weersomstandighede is die ODI na 47 beurte verkort. Ierland het die lood gewen en besluit om eers te gaan kolf. Vir Ierland het Sarah Forbes 42 lopies van 71 balle aangeteken. Rebecca Stockel het 39 nie uitgekry nie van 48 balle en Amy Hunter het 32 lopies geslaan van 50 balle. Ierland het 209 vir 7 paaltjies geëindig in 47 beurte. Vir die Protea bowlers het Nonkuleko Mlaba 3 vir 43 geneem in 10 beurte. Tumi Sekhukhune 2 vir 32 in 8 beurte en Mia Naismith 1 paaltjie vir 14 lopies in haar 4 beurte. Vir Suid-Afrika het Sunil Loos 66 lopies nie uit van 72 balle aangeteken. Mia Naismith het 56 nie uit aangeteken van 70 balle en Laura Wolf, die kaptein, het 31 lopies gekry van 24 balle voor sy uit is. Vir Ierland het hulle bowlers Cara Murray 2 vir 34 lopies in 6 beurte geneem. Orla Prendergast het 1 vir 31 lopies in haar 6 beurte geneem en Laura Delaney 0 vir 18 in 5 beurte aangeteken. Suid-Afrika het gewen met 7 paaltjies met nog 61 balle oor in hierdie wedstryd. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan kontak by 082 390 339. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1933, Polokwane 1428, Lephalale 1830, Mbombela 1430, Mahikeng 1827, Pretoria 1529, Johannesburg 1528, Ermelo 1028, Kalahari 2435, Gaborone 1930, Richards Bay 1837, Pietermaritzburg 1534, Durban 1831, Port St. John's 1636, Pongola 1735, Maputo 1932, Bethlehem 1227, Bloemfontein 1929, Alawal Noord 1833, Welkom 1830, Vryburg 1830, Kimberley 2233, Appington 2337, Prieska 2336, Springbok 1835, Karasburg 2138, Keetmanshoop 2436, Mariental 2235, Alexanderbaai 1424, Brandvlei 1938, Loedersbaai 1630, Vredendal 1233, Kaapstad 1626, Sutherland 1531, George 1528, Jeffreys Bay 1528, Cabarra 1533, Grafreinet 1338, Kapogolas 1325, De Aar 2133, Molteno 1429, Beaufort West 1738, Oos-London 15 in die oggend, 34 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.88 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.22, die euro kos R19.82, die pond verhandel teen R22.82, die yen kos 11 sent, silwer per fyn ons is $61.96 Amerikaanse sent, platinum kos $1,756, palladium kos $1,513, goud per fyn ons is $4,298, Brent olie per vat is $61.12 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: geluk gaan nie oor alles wat jy wil hê nie, geluk gaan oor of jy dit geniet wat jy wel besit. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.